Die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 121. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien die Legkaart Studiegids Bybels. Daar's 3 van hulle, deel 1, boek 1, boek 2, boek 3. Hulle is A4 en hulle is 500 bladsye dik. Hy weeg so 1,5 kilogram per boek. So daar's 'n magdom inligting. Sou jy belangstel of enige ander vrae of iets wil deel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste nommer https://jaffashua.co.za. Soos jy sien bo. Eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 toe, u het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy kennisgewings kan kry van al die verskillende studies en ook ons TikTok boodskappe. Deel dit ook met ander en maak seker u ten minste in 1933-53 Afrikaanse Bybel bydraand het. U weet reeds, ons vereende seldig ons nie met enige messiaanse groepe, die Israeliese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement nie. Ons is nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n Bybelstudiegroep. Ons funksioneer reg oor die wêreld. Ons word geken as die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gaan dadelik oor Openbaring hoofstuk 22, is die laaste hoofstuk van Openbaring. Ons is besig met vers 2 en ek is by punt 4 in my verduideliking. Nou sê ek, nadat Jaffa die mens uit die tuin van Eden verban het, hoor ons nooit weer van hierdie boom van die lewe nie. Totdat ons weer van hierdie boom van die lewe lees, wat se blare tot genesing van die nasies is, Openbaring 22 vers 1 en 2. Hoekom? Wat se blare tot genesing van die nasies is. Wie het die boom van die ewige lewe geword vir u en vir my? Wat sê u? Wie het vir ons die boom van die ewige, die bron van die ewige lewe? Noem dit 'n boom, noem dit 'n bron. Jaffa. Waarom sê Openbaring 22 vers 4 dat hierdie selfde boom se blare is tot genesing van die nasies? U weet verseker reeds dat hierdie verheerlikte siele in die hemel nie kan siek word nie. Daar is in die hemel nie siekte nie. Daar's nie hartseer soos in hartseer nie. Daar's nie behoefte om in 'n huwelik uit te gee nie. Dat my dink aan die vrou wat die 7 broers getrou het. Klink amper so Daisy de Melker, né? Sy het elke keer, dan gaan die broer door en trou sy die volgende een. Toe vra die disippels vir Jaffa, nou, as hulle in die hemel gaan wees, wie se vrou gaan sy wees? Toe sê hulle se mekaar waarneem, maar hulle gaan nie uitgee in die huwelik nie. So is nie belangrik wie se vrou sy was nie. So wat sê dit vir ons? Die Bybel sê, vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie. Die woord sê, julle sal lewe, al het julle ook gesterwe, maar nie in hierdie vleeslike toestand nie. Daar's 'n fisiese waarneming, verseker, want Jaffa verduidelik van Lazarus en die ryk man. Hy sê, toe die ryk man sy oë in die doodryk oopmaak, toe sien hy Lazarus en vader Abraham. Hy herken vir Lazarus en vader Abraham. Alhoewel hy, die ryk man, 2000 jaar gelede, glad nie vir vader Abraham gesien het, wat 2000 jaar voor hom geleef het nie. Jy weet verseker reeds dat hierdie verheerlikte siele in die hemel nie kan siek word nie. Waar Jaffa almagtig teenwoordig is, kan geen siekte heers nie. Halleluja, halleluja. Wat is besig om hier in Openbaring 22 vers 2 te gebeur? Presies soos ons reeds ervaar het, toe ons besig was met die nuwe Jerusalem, volgens Openbaring hoofstuk 21, het Jaffa ons Vader skielik self in die middel van daardie bespreking alles gestop, volgens Openbaring 21 vers 5 tot 8, en eers weer 'n persoonlike uitnodiging
aan die student of die hoorder of die kyker van hierdie reeks gemaak. Nou presies gebeur dieselfde weer in Openbaring 22 vers 1 tot 21. Ekskuus, dieselfde gaan nou gebeur hierso in Openbaring 22 vers 1 tot 21. Jaffa gaan nou weer 'n uitnodiging maak. Hoekom? Want die slag van Armagedon het gebeur, die groot verdrukking het gebeur, die wederkoms het gebeur, die skaal is uitgegooi, die verskillende gebeurtenis in die boek Openbaring het gebeur. En nou is ons op die einde. En vir die persoon wat sit in hierdie boek, die 2 sedels tot die boek van Openbaring lees, die handboek, vir hom en haar maak Jaffa nou weer 'n uitnodiging vandag in 2025. Om bedraai net die horlosie bietjie terug. Hierdie hele hoofstuk bestaan uit een finale uitnodiging. En elke persoon wie Openbaring hoofstuk 22 lees, sal ervaar dat Jaffa, Openbaring hoofstuk 22 lees, sal ervaar dat Jaffa Almagtig besig is met 'n persoonlike uitnodiging. Ek sê die probleem het reeds eeue gelede begin toe die Rooms-Katolieke teologie hierdie laaste hoofstuk van Openbaring begin interpreteer het om by hulle kerklike dogmatiek en leerstelling te pas. As jy net hierdie spesifieke hoofstuk lees, soos wat Jaffa dit vir apostel Johannes gegee het, sal jy onmiddellik vind dat hierdie hoofstuk in sy geheel spreek tot elke persoon wie besig is om dit nou te studeer. Dis 'n finale uitnodiging van Jaffa Almagtig aan ons wie nou besig is om hierdie studie te doen. So dis wat ons nou moet dit sien as 'n uitnodiging. Met hierdie gegewe inligting, kyk nou na hierdie boom van die lewe in Openbaring 22 vers 2 as 'n uitnodiging. Na elke verlore siel, selfs in die 21ste eeu of later. Onmiddellik, omdat ons nou die woord van Jaffa verstaan, besef ons as Jafiste, is hierdie boom van die ewige lewe, naamlik Jafashua, se blare of sy genadebloed. Hallo? Tot genesing vir hulle wie hierdie geleentheid wil gebruik, om hom dus Jafashua as 'n persoonlike verlosser en saligmaker aan te neem. Hy skenk vandag in 2024 steeds sy genade as genesing tot elke nasie, volk en taal op hierdie aarde vir hulle wie wil. Hoe maklik is dit? Die eerste gedeelte van vers 2 sê, kyk nou mooi, hierdie boom van die ewige lewe, naamlik Jafashua, gee 12 maal per jaar vrugte. Die verklaring vir die beeldspraak in hierdie versgedeelte is, dat Jafashua se genade nie seisoengebonde is nie. Dis nie net vir 3 maande van 'n jaar of 4 maande van 'n jaar nie. Elke dag, elke week, elke maand, elke jaar is sy bo-natuurlike genade beskikbaar. Halleluja. Tot alle verlore nasies, volkere en tale, tot die dag van die wederkoms, die parousia van Jafashua. Halleluja, halleluja. Skielik kry Openbaring 22 vir ons 'n ander betekenis. Ek het net 'n vraag, hoekom vir meer as 600 jaar het die godsdienstige instansies vir ons die beeldspraak verduidelik nie? Want hulle was verblind deur 'n kerkdogma en leerstellinge. En Jaffa Almagtig sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Wanneer ons nou vers 3 en verder lees, sal jy self ervaar hoe Jaffa ons Vader aan hulle wie gedurende hierdie genadetydperk in 2025 of later tot bekering kom, hulle as bruid van Jafashua sal identifiseer. Enige iemand nou tot bekering kom, totdat Jafashua op die wolke gaan verskyn, word as bruid van Jafashua geïdentifiseer. Die bruid van Jafashua
vers 3. Hy sê, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van Jaffa en van die lam sal daarin wees. En sy diensknegte, kyk my vingers, naamlik die bruid, sal hom dien. Ja. Die eerste gedeelte van hierdie versverwysings volgens die woord van Jaffa bevestig net weer dat in die hemel geen vervloekinge of enige iets onheilig kan ingaan nie. Daarom sê die woord, wees heilig, want ek is heilig. Vir die mense wie het glo dat Jaffa ons Vader op hierdie bestaande aarde kom woon, sal dit seker weer 'n groot verrassing wees om te besef wat hier in vers 3 vir ons geskryf staan. Omdat ons vanaf vers 1 tot vers 3 steeds besig is met die wit troon van Jaffa ons Vader wat in die hemel is. Want, ekskuus tog, ek wil net weer lees. Ek het nou, omdat ons vanaf vers 1 tot 3 steeds besig is met die troon van Jaffa, nie wit troon nie, die troon van Jaffa ons Vader, wat in die hemel is, sy troon is in die hemel. En dat die troon van Jaffa ons Vader en die lam Jaffa sal daarin in die hemel wees. Elke persoon, geletterd of half ongeletterd, is hier gewone Afrikaans sekerlik verstaanbaar, sonder om dogmatisch te klink. Kyk nou baie mooi na die laaste gedeelte van vers 3. En daar in die hemel, nie op hierdie aarde nie, sal wees sy diensknegte, naamlik die bruid van Jaffa en sal hom Jaffa Almagtig die Vader dien. Wie gaan in die hemel wees? Die bruid van Jaffa. Hulle wat by die einde van Openbaring 3:22 weggeruk was. Voor die troon van Jaffa en die lam waar die bruid van Jaffa is, volgens Openbaring 22 vers 1. Daar sal net vreugde en blydskap wees. In die hemel, voor die troon, sal net vreugde en blydskap wees. Terwyl die bruid van Jaffa, die sieleweer onder die altaar van Jaffa was, en die oorblyfsel van Israel en die bruilofgaste almal voor Jaffa ons Vader en die lam Jaffa se troon verkeer, as 'n rivier van kristalhelder water wat lewe tot in alle ewigheid. Ons het gesien, Openbaring 17 vers 15 sê dat waters is mense, volkere, nasies en tale. Ek het gesê het ons met Openbaring 22 begin. Ons kan nie die beeldspraak nou skielik verander nie. Water bly steeds mense, volkere, nasies en tale. So wie is hierdie? Dis die bruid, die stroom van lewende waters, is die bruid. Daar's nie, hier kom 'n stroom water af nie. Dis die bruid, mense, volkere, nasies en tale, maar wat in 'n geestelike toestand is. Uit elke nasie, volk en stam en taal. En ons het hierso die bruid wat by Openbaring 3:22 weggeruk is, Parousia. Ons het ook die siele in Openbaring 6 vers 9, wat sy koppe afgesny was, wat vir 1000 jaar saam met Jaffa in die hemel geregeer het, Openbaring 20 vers 4. En ons het die 1/3, naamlik die Jacob's Bride, die remnant van Israel, die oorblyfsels, wat by Openbaring 19 vers 7 tot 11 opgeruk was in die wegraping, die Harpacho. Nou is ons almal een in Jaffa, ons Elohim. Ons is deel van die water, mense, volkere, nasies en tale. Terwyl ons besig is om met die geopenbaarde woord van Jaffa te lees, besef ons opnuut hoe die Rooms-Katolieke Kerk, naamlik die Babyloniese hoermoeder, hierdie geestelike okkult dit reggekry het om vir eeue reeds die boek Openbaring stoot te verdraai en alles te vervleeslik, sodat hierdie kerklike sienswyse steeds vandag in 2025 een van die grootste struikelblokke in die eskatologie is. 99% van die professors en dokters en professore en pastore en predikante, hulle verstaan nie wat in Openbaring 22 aangaan nie. Sekere skrifgedeeltes in die boek van Jeremia, Jesaja en Jesegiel word reeds vir eeue saamgegooi
En dan word daar kerklike dogmatiek geskep wat natuurlik geheel en al van alle waarheid ontbloot is volgens die woord van Jahwe. En dit wat hy bedoel het, dit moet beteken. Nou alles wat jy nou reeds gelees en ervaar het, is die woord van Jahwe so duidelik dat ons, naamlik die bruid van Jahwe, dat ons in die hemel gaan woon en as koning, priester, seuns van Jahwe sal regeer. Halleluja. Vers 4. En hulle, hierdie genoemde verheerlikte siele, hy, sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Halleluja. Kyk nou mooi, wat het hierdie versgedeelte gesê? En hulle, hierdie verheerlikte siele, naamlik die bruid van Jahwe, die oorblyser van Israel en die siele wie onder die altaar was, het hulle wie bruilofsgasse ook gewees het, sal sy, dus Jahwe, ons ewige Vader, sy aangesig sien, en sy naam sal op al hierdie verheerlikte siele, die waters, sy voorhoofde wees. Presies soos wat die 144.000 wie maagdelik rein was, wie verseël was op hulle voorhoofde volgens Openbaring 7 vers 1 tot 8, en hierdie genoemde siele volgens Openbaring 22 vers 4, ook nou op hulle voorhoofde verseël is. Halleluja. Halleluja. Ek is verseker, u verstaan reeds, dat die woord van Jahwe, ons Elohim, spreek vir homself. In die volgende versgedeelte is dit belangrik, dat jy moet oplet vir hoe lang gaan die bruid van Jahwe in die hemel regeer. Vers 5. En nag sal daar nie wees nie, in die hemel, voor die troon van die Vader. En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie. Wie is die hulle? Die rivier van waters wat uit die troon uitkom. Omdat Jahwe almagtig hulle sal verlig. En hulle sal as konings regeer in alle ewigheid. Halleluja. Halleluja. Hierdie versgedeelte spreek ook vir homself. Daar verseker nie nag sal wees in die hemel nie. So bly vir dit. Hoekom nie? Omdat Jahwe ons Vader en die Lam, Jahwe, die lig in die hemel is. Die woord sê so. Die tweede gedeelte van die versgedeelte verduidelik dat die bruid van Jahwe alleen sal as konings regeer in die hemel, tot in alle ewigheid. Nie die ander groepe nie, net die bruid, wat gekoop was deur die genadebloed van Jahwe, toe ons op die aarde gelewe het. U sal onthou toe ons die siele onder die altaar van Jahwe behandel het, volgens Openbaring 6 vers 9, het ons gesien volgens Openbaring 20 vers 4, dat hierdie siele wie die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, het net vir 1000 jaar in die hemel saam met Jahwe regeer. Hulle het as konings regeer. Hulle was nie konings nie. Gaan lees daar. As konings, omdat hulle die merk op die regterhand en voorkop nie gevat het nie. Toe ek reeds vir u verduidelik dat volgens die woord van Jahwe regeer die bruid van Jahwe vir ewig saam met hom. Is dit nie wonderlik hoe die woord van Jahwe al die tyd homself herbevestig nie? Al die tyd. Nou vind ons steeds humanistiese mense wie beweer dat die Bybel weerspreek homself. Die bruid van Jahwe weet ons verseker dat Jahwe ons Vader is geen mens dat hy kan of sou lieg nie. Numeri 23 vers 19. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Die laaste waarskuwing en belofte. Openbaring 22 vers 6 tot 21. Nou dis hierso waar jy maar 'n veiligheidsgordel moet vasmaak, seatbelt, né? En hy, die engel, het vir my apostel Johannes gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En Jahwe, die Elohim van die heilige profete, het sy engele, die boodskappers gestuur om sy diensknegte Johannes te toon, selfs in die 21ste eeu of later, wat gou moet gebeur.
Dit moet gou gebeur. Dit is uiters belangrik om presies te verstaan wat nou in hierdie gedeelte in Hoofstuk 22 gaan gebeur. Eerstens vind ons nou net voor vers 6 'n totale nuwe hoofopskrifte, naamlik. Kyk na die hoofopskrif in die Bybel. Die laaste waarskuwing en belofte. Nou wil ek net sê, as hierdie Openbaring 22 'n vergeesteliking is, soos wat die kerke ons probeer leer het. Die slag van Armageddon het plaasgevind, Openbaring 20 vers 8. Die wit troon-oordeel was in Openbaring 20 vers 11. In Openbaring 19 vers 7 het Jahweh sy voet op die olyfberg kom sit en 1/3 van die volk Israel is weggeruk. In Openbaring 20 vers 12, 13 en 14 sien ons waar die see en die doodryk hulle dooies gee in die dood en waar die hel geskep word en die ongoddelikes in die hel gewerp word. In Openbaring 21 het ons gesien die nuwe Jerusalem. Openbaring 22 het die kerke kom vergeestelik as die paradys. As dit is waar net die geestelikheid gebeur. Maar hulle sien dat daar siek mense en daar's konings van ander nasies wat nie kan wees nie. Nou verstaan ons dat Openbaring 22 verduidelik van die troon van Jahwe in Openbaring 22 vers 1. Openbaring 22 vers 2 praat nie van die stroom van lewende waters en die rivier en die boom wat 12 Maria vrugte dra. Dis beeldspraak vir die bruid. En Jahweh wat die boom van die ewige lewe was, soos wat hy die boom van die ewige lewe was in Genesis 1 of Genesis 2 waar hy vir Adam en Eva, waar Adam gesê het, boom van die ewige lewe, boom van kennis van goed en kwaad, boom van die ewige lewe. Satan, Jahweh. Nou gee hy die opskrif hierso sê, die laaste waarskuwing en belofte. Nou hoe op dese aarde kan daar nou nog enige waarskuwing wees vir enige iemand, as alles reeds gebeur het? Kan u my antwoord? Kan u my antwoord? Hoe kan daar nog 'n waarskuwing wees vir enige iets as alles reeds gebeur het? U sien, die boek Openbaring is 'n resepteboek. Die boek Daniël Openbaring is 'n resepteboek. En ek en u is besig al vir die laaste jaar en 'n half om hierdie resep aangaande die boek Openbaring te bestudeer. Ons het ervaar reg deur die boek Daniël Openbaring al die verskillende bestanddele wat in hierdie resep ingeskryf is. Maar die koek is nog nie gebak nie. Ek gebruik beeldspraak, metafoor. Ons vandag in 2025 besef dat die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Die groot verdrukking het nog nie begin nie. Die mense is nog nie onthoof vir die merk op die regterhand te voorkom. Die skaal is nie uitgegooi nog nie. Die meteoriet het nog nie in die see geval nie. Die bloed en water het nog nie bloed geword nie. Verstaan, als in Openbaring het nog nie gebeur nie. Die 7 gemeentetydperke, die eerste 6 het verbygegaan. Ons lewe in die 7de gemeentetydperk van Laodicense, die genade tydperk. En van daar af, Openbaring 3 vers 14, tot waar ons nou in Openbaring 22 is, het nog niks weer plaasgevind nie. Dis deel van die resepteboek. So wat doen Jahwe met ons? Hy wys ons as bruid voor die tyd hoe alles gaan gebeur. En dan soos dit gebeur kan ek en u net sit en sê, I told you so. And they will say, how did you know? Well, ek ken die resepteboek.
Ek ken die woord, ek ken die bonatuurlike geopenbaarde woord. Hoekom? Want Jahwe het dit deur die Ruach kom openbaar maak. En ek het dit deur die genade van Jahwe, soos Johannes van Ous, bring ek vir u die woord. Ek is nie Johannes of 'n profeet of enige ding nie. Ek is net 'n boodskapper vir die tyd, wat Jahwe gekies het, om die kennis op te doen, om die eskatologie te verstaan. 58 jaar van my lewe in die eskatologie te spandeer. Deur Jahwe se genade, om die beeldspraak in die goed te kon ervaar, laat hy dit kon oopmaak vir my. Wat my niks besonders maak nie, ek is 'n gewone mens met vlees en bloed. Maar hy sê ek gebruik wie ek wil. Nou kom ek in een, hy sê, hier's die laaste waarskuwing en die belofte. Wat beteken, die mense wat nou op hierdie oomblik na hierdie boodskap luister, ontvang 'n waarskuwing en 'n belofte. Hier is nie enige geestelike mense wat in die hemel is, wat nou 'n waarskuwing en 'n belofte ontvang nie. Dis ons gemaak, dink was al ons lewe. Hierdie laaste waarskuwing en belofte is vir die ouens in die hemel. Dit het niks met enige iemand in die hemel te doen nie. Dit het met u en met my te doen. Dis of ek en u vandag wil hoor wat die Ruach HaKodesh sê en vir ons wil wys. Die laaste waarskuwing en belofte. Ek dink dan ons het reeds die hele boek Openbaring deurgewerk. Ook met uitnodiging vir mense om hulle te bekeer. Hoeveel keer het ons uitnodigings gemaak? Volgens die Openbaring het ons mos reeds die verbranding van die aarde, naamlik die slag van Armageddon, gesien en behandel. Ook die wittroon oordeel van Jahwe en die hemele, die nuwe aarde, as ook die nuwe Jerusalem, volgens Openbaring 21. En nou skielik lyk dit asof alles te vergeefs was. Want vanaf Openbaring 22 vers 6 gaan dit lyk asof ons alles weer 'n keer gaan behandel. Dit gaan lyk soos 'n replay van 'n film of 'n storie. Dit is hierdie selfde verskynsels wat vir eeue veroorsaak het dat gewone kerksmense nie die boek Openbaring gelees het nie. Dit die mense die mekaar gemaak. Want 'n ou met 'n bietjie van 'n IQ dink net en sê, maar die hele boek Openbaring het klaar afgespeel. En nou in Openbaring 20, nou is hier 'n finale uitnodiging. Want hulle beweer dat die boek Openbaring hulle die mekaar maak. My vraag was nog altyd, waarom het die kerk dan nie hierdie onduidelikheid aan ons kom verduidelik nie? Ek kan onthou as jong pastoor en as jong man, hoeveel keer het ek die pastore vrae gevra? As student, hoeveel keer het ek vrae gevra? Vir ons dosente vrae gevra, wat hulle nie vir my kon antwoord nie. Ek kan onthou, hoeveel keer was ek gesê, bly uit die boek Openbaring uit, dit sal jou mal maak. Dit was hoeveel keer vir my gesê. Omdat die pastore wat ek gevra het, nie die boek Openbaring verstaan het nie. Want die kerke het dit nie, die eskatologie as vakke aangebied nie. Nou, vandag raak die ouens baie slim, want almal het my goed, dis die hele wêreld vol. Nie dat ek omgee nie, ek wil hê die mense moet dit weet. Dis hoekom ek dit preek. Verstaan jy wat ek sê? En Jahwe sê tog, ek openbaar my aan wie ek wil. Maar hoekom toe ek 'n jong man was, het die ouens gesê, as jy in die boek Openbaring krap, gaan jy vir jou kop afraak, jy sal mal raak, jy sal in 'n Bybelstryd ingaan. Die antwoord wat ek deur my studies en navorsing vir meer as 58 jaar ontdek het, was dat meeste van die kerke selfs in die duister gesit het. Omdat elkeen sy eie kerklike interpretasie aan die boek Openbaring wou gee. Ek dank Jahwe my Vader vir die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Halleluja. Nadat ons nou vers 6 deurgelees het, sou jy onmiddellik agtergekom het dat hierdie versgedeelte stem presies ooreen met die eerste hoofstuk van Openbaring 1 vers 1, wanneer dit sê, dit wat gou moet gebeur. Dit wat gou moet gebeur. Halleluja. Ek wil net sê, sou dit gebeur enigstens dat die boodskap net afgesny word.
dan wil ek hê dat u sal besef ek het 'n probleem met my rekenaar. Ek dink my battery het ingegee. Ek sien my battery is heeltemal weggeraak. So sou dit net afgesny word, sal dit beteken dat dit dan die einde van die lesing sal wees en dat ek volgende week dan sal aangaan. Ek gaan nou aan, maar sou dit snaaks wees dat die boodskap net afgesny word, moenie bekommerd wees nie, ons gaan aan. Dis nie die wederkoms wat plaasgevind het nie. Wat opvallend is die feit dat die boek Openbaring begin het met hierdie stelling, wat gou moet gebeur. En nou, nadat alles volgens die boek Openbaring reeds gebeur is, soos wat jy reeds ervaar het, kom Openbaring 22 vers 6 en verklaar, dit wat gou moet gebeur. Ek vra maar altyd, kan u dit dalk vir my verklaar? Wel, u sal dit nou kan verklaar, want u verstaan dit nou. Wat baie min kerke, teoloë, gewone kerkmense weet, is dat vanaf vers 6 word 'n nuwe uitnodiging van Jahwe Almagtig. Luister mooi wat ek sê. Vanaf vers 6 word 'n nuwe uitnodiging van Jahwe Almagtig persoonlik aan elke persoon gemaak wie my boek lees, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, of wie hierdie studie nou meemaak. Soos dat jy nou verder gaan kyk, gaan jy ervaar hoe die laaste gedeelte van die boek Openbaring hierdie spesiale uitnodiging tot u gaan maak. Terwyl ons steeds vandag 2025 in die tyd van Yahshua se bo-natuurlike genadebloed leef. Halleluja. Wat 'n seën. Wat 'n blessing. Wat 'n blessing. Wat 'n seën dat ons in die tyd kan leef. Nou lyk my dat die batterytjie hou nog so 'n klein stukkie. Ek sien pastoor Ricard nou net ingekom in die ateljee om die kamera te afsit. So ons gaan nie met die noodlot sukkel hierson nie. Ek gaan u groet en dan kan ek môre laat hulle na die rekenaar kyk en hom regmaak en dan gaan ons verder aan volgende week as Vader wil. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.